Jesus, baie dankie dat ons vanoggend weer dat U die wonderwerkende God is. Here, dankie dat ons weer, U is 'n God wat gestand doen wat U sê, Here Jesus, in die woord, en dat U nie sal teruggaan op die woord nie, Here Jesus. Dankie vir elke belofte wat U vir ons in die woord het, Here. Dankie vir elke oortuiging in die woord, Here Jesus. Here, dankie dat ons vanoggend net kan kom stil raak en kan kom aanbid vanoggend in hierdie plek, Here, en die naam besing en die lof en eer gee vanoggend, Here Jesus. Wat 'n voorreg is dit om U te ken vanoggend, Here Jesus. Here, terwyl ons vanoggend hier is in aanbidding voor U, bid ek, Here, dat U Heilige Gees vanoggend net sal kom werk. Here, ek bid dat die Heilige Gees vanoggend elkeen se hart sal kom aanraak, Here Jesus, want U is die groot ek is, Here Jesus. Here, dankie dat ek weet dat daar geen ander God is as U nie. Here, You alone are worthy to be praised. Here Jesus, ons kan U kom aanbid, ons kan U loof en eer gee, Here, want U alleen is waardig. Ons sê vir dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ja, soos ek vir julle gesê het, in die begin, die preek kom van die see af. En dan gaan jy nou verduidelik hoekom ek sê die preek kom van die see af. Nie net omdat ek by die see was nie, maar dit was eintlik amazing. Ek soos Antoinette sê, sy het gegaan vir werk, en papa het saam gegaan, want ek moet maar vir Antoinette oppas met die brein story en die alles, maar ons gaan nie nou daaroor waar nie. En so Melanieke saam met my. Nou gewoonlik, as ons gaan ons alleen, maar ons het vir 2 dae gegaan, basies het Woensdag aand uitgevlieg en ons het eers Vrydag terugkom. En die 2 ou boeties is besig om eksamen te skryf, so ja, ons weet Melanieke is gekleef en Edwan as ons nie daar is nie. So toe besluit ons, kyk, kom ons vat ons saam. En nou moet papa haar entertain. En al wat sy wil doen is, sy wil see toe. So ek het vir mamma in die oggend by die kliënt gaan aflaai en ons is afstrand toe. Terwyl ons so op die strand staan, kyk ek na die see en sy speel daar rond. En op 'n stadium sê sy vir my, ek wil in die water gaan, ek wil gevoel die water. En nou stap ek so af met haar na die strand toe, of na die see se kant toe. En die hele tyd kan jy sien, mense kan ons nou sien hoe die see sy golwe maak tot waar dit gaan en so. Nou die hele tyd waar ek staan, moet die see kom, maar hy kom nie. En dan gaan ek 'n bietjie vorentoe, dan is dit asof die Here die streepie nog terugtrek. Ek is maar van, ek probeer my dogtertjie in die water kry en maar in elk geval, en so gaan dit aan. En ek staan so en ek kyk weer na die water. En God trek, en is letterlik asof God 'n streepie trek. En ek hoor hoe die Here sê, trek 'n streep. En ek dink, trek 'n streep. Hoe bedoel jy? En die Here sê, elke uitdaging in jou lewe, moet jy 'n streep optrek. Jy stop daar toe en nie verder. Jy kies om verder die battle te fight, of dit vir God te gee. Jy kies om verder aan te gaan, op dieselfde trant, op dieselfde manier, met dieselfde dinge, of is dit, God, ek gaan nie verder hierdie, net soos jy die streepie daar by die see getrek het, so trek ek vandag, en elke uitdaging wat in my lewe is streep. So jy wat nou hier vanoggend sit, het vanoggend 'n keuse, wat se uitdaging jy ook al het, of dit jou gesondheid is, of dit jou finansies is, of dit jou verhoudings is, waar ook al daar iets vanoggend is, waar jy net moet sê, genoeg is genoeg, want ek het nou genoeg gehad. Die vyand het nou genoeg gesteel, ekskuus dan. Skoolwerk, enigiets, elke faset van jou lewe, die Here het gesê, dis genoeg. Ek en jy wil aanhou dieselfde battle fight, ek en jy wil aanhou, ek het aan die, sorry, ek het so lekker gesprek gehad, sy het gesê, ons moet positief praat. Nou, ons het net so lekker gesels en dan die trap vanoggend op my toon, maar ek sal nou maar nie vir dit hardop sê nie. Maar weet jy wat, ek en jy is by magte om lewe te spreek in ons situasie. So as ek en jy gaan lewe spreek, gaan daar lewe gebeur. So ek en jy sit vanoggend hier, ek wil vir jou vanoggend vra, wat se uitdaging het jy? Hoe lank het jy die uitdaging? En hoe lank wil jy aangaan die uitdaging? So, in ons geestelike lewe, ek en jy wil geestelik groei.
So as ek en jy wil geestelik groei, moet ons evolve, né? Jy moet groei. Jy moet daai wat ek verlede week gesê het, en die week voor dit, ons moet toelaat dat die Heilige Gees oorvat, sodat dit wat in ons is, kan transformeer, sodat ons 'n beter mens kan wees. Sodat ons meer en nader aan die Here kan beweeg. Of jy kan bly waar jy bly, en jy kan dink, dis okay om net so te bly. Hoeveel keer loop jy met wonde, met hartseer, met situasies in jou lewe rond, vir maande, vir jare? Wil jy nie vanoggend sê, Here, ek trek 'n streep op dit. Vandag is die laaste. Vandag kies ek om dit in U hand te los. Vandag kies ek om U die eer te gee, die lof te gee wat U toekom. En op U te vertrou. Dis baie maklik. Wanneer dit goed gaan, is dit maklik om op die Here te vertrou. Het jy dit al gesien? Dit is ons maklik om te sê, Here, ek vertrou U. Ja, hoekom? Want alles gaan goed. Maar as die uitdaging op jou pad kom, wat is die eerste ding wat jy doen? Jy blameer God sommer vir dit. Jy sê, dis sy skuld. Of waar is die Here nou weer vandag? So, ons is double agents, soos hulle sal sê. En in een oomblik leef jy vir God en die volgende oomblik leef jy teen God, eintlik. En God sê, ons moet net vir hom lewe. So ek en jy gaan 'n uitdaging kry, want die uitdaging gaan vir ons wys of ons waarlik op God vertrou. So, gaan we vra, waarop wil jy 'n streep trek vanoggend? So ek wil vanoggend hê, as jy 'n Bybel het, moet jy na Johannes 8 toe gaan. Gaan na Johannes 8 toe. So ek wil vanoggend met julle praat oor om 'n streep te trek. En ek gaan 'n baie bekende gedeelte uit die Bybel uitvat. En jy kies vanoggend, deur en deur, wat wil jy doen? So, Johannes 8, ek gaan vers 7 of hoofstuk 7 vers 53 begin. Dit sê, hierna is hulle elkeen na sy huis toe, maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense laat staan. Hulle het vir hom sê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip optel en gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskryf. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste, Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê die Here, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. So, dan vra ons my, wat het dit nou met dit uit te maak? En ek het ook eers gewonder. En toe kom ek agter. Die vrou het iets verkeerd gedoen. En op die ou ende wou mense al stenig vir dit wat sy verkeerd gedoen het. En net so is dit in jou en my lewe. Mense wil ons baie keer stenig vir goed wat ons gedoen het. En ons met klippe gooi en die sleg vir jou uitwys en vir jou vertel hoe slegte mens jy is en dat jy, hoe kan jy 'n kind van God genoem word en so. Maar op die ou ende het God gesê, okay, as dit vir jou behaag en jy is sondeloos, jy's witter as wit, sal ek maar sê. Gooi dan 'n klip. Stenig die vrou.
En niemand kon nie, want ons almal is sondaars. So niemand verstaan die uitdaging wat jy face op hierdie stadium van jou lewe nie. So niemand kan jou kritiseer vir dit waarmee jy fight nie, en hoe jy dit fight nie, want wie gee ons die reg om te sê, jy fight dit op die verkeerde manier? Daar is eintlik net een manier, en dis met God. Maar ongelukkig is ons mens, en ons gaan in die self-defense mode in, en jy probeer enige iets om jouself te beskerm, en dit is nie noodwendig die regte manier nie. Maar, wanneer ons God aan ons kant het, wanneer ons toelaat dat God kom werk, en die werk doen, kan hy die situasie verander. Hierdie vrou kon almal nou doodgegooid, omdat sy verkeerd was. En Jesus het hulle net so gekyk, en gesê, maar, hoe kan jy haar steun as jy besig is met verkeerde goed? Want nie een van ons wat hier sit, doen die sonde nie. Nie een van ons wat hier sit, is perfek nie. Ons bly 'n mens. Ons streef daarna toe, om beter mense te wees, sodat ons 'n verskil kan maak, en sodat mense Jesus in ons harte kan sien. En dis my begeerte wat hier staan, dat Jesus deur my kan lewe, en dat as iemand na my kyk, moet hulle Jesus kan sien. En dit is my en jou, waar in ons lewe trek ons 'n streep, en sê, weet jy wat, ek gaan nie meer die ou mens wees nie, ek gaan 'n nuwe mens wees. Ons het ook nodig om dit te doen. Ons het nodig om die ou mens af te lê, en 'n nuwe begin te maak. Gaan ek dit môre doen? Gaan ek dit oor 'n week doen? Gaan ek dit oor 'n jaar doen? Ag, ek het nog baie lank tyd oor. Ek's nog jong. Wat is jou keuse? Wat is jou... Maar iets waar ek en jy mee kom, ons moet 'n streep trek en sê nie verder nie, maar ons moet vorentoe gaan. En dit was baie maklik om hierdie vrou dood te maak. Hulle kon almal gegaan het en hulle kon haar gestenig het. Maar sou dit die regte ding gewees het? Die woord van God sê nie verniet, haal eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splinter uit jou maatjies oog het haal. Ons is gou geneig om iemand anders se foute raak te sien. Maar wanneer ons foute maak, dan is perfek. So vanoggend vra ek jou weer eens, wat se uitdaging het jy op hierdie stadium van jou lewe wat vir jou te groot is? Wat se uitdaging face jy elke nuwe dag wat jy net wil sê, Here, ek kan nie meer hierdie doen op my eie nie. Miskien het jy nie genoeg tyd nie. Miskien is sukses uit jou finansies. Miskien is dit jou gesondheid wat jy elke dag battle. Miskien is dit 'n een of ander verslawing wat jy mee sukkel. Jy het 'n keuse om dit toe te laat dat dit jou lewe regeer, of jy kan 'n keuse maak, Here, dit is die battle. Ek gaan nie verder in die battle fight nie. Ek is 'n kind van God. En elkeen van ons wat hier sit, is 'n kind van God. En as ons 'n kind van God is ons veronderstel om op God te vertrou, nie op die wêreld nie. Dis soos, as 'n dokter dood oor jou lewe spreek, wie kan lewe spreek? Jy en jy alleen. So Tannie, vanoggend is hierdie preek dalk nie vir jou, maar jy moet begin lewe spreek. Jy is nie siek nie, jy is nie, wat ook al nie, wat die vyand kom vertel vir jou nie.
En ek verstaan nie, ek vaart die pyn, ek verstaan nie, weet jy wat, God is groot in dit. Ons moet op God se woord staat maak. As ons nie op die beloftes nie, ons het nou gesing, hier's 'n promise keeper en 'n waymaker en 'n gemaakte genesing, maar ons sing die woorde, maar ons glo dit nie. En ons almal is skuldig daar. Ons sing week na week, luister ek elke liedjie wat ons sing, en ek dink aan myself, as ons almal kan besef hoeveel krag daar in daai woorde is wat ons sing. Baie ouens wat die woorde skryf, die mense werk met hulle. Maar ons moet dit glo. He is the King of Kings. Glo jy dat hy die God van alle gode is? Ons het nou gesing Happy Days. Maar die wêreld is 'n kom suurknolle. Negatief. En wat? Hoekom? Omdat ons toelaat dat die wêreld vir ons dikteer oor hoe ons moet optree. Dit is soos AI. Wie van julle weet wat is AI? AI. Wat is dit? Daar is né? Jy weet wat dit is. Dis die KI, Artificial Intelligence. Ek knoop my tong met daai groot woord. Okay. Artificial Intelligence probeer God wees vandag. Want jy kan amper enigiets vir hom gaan vra en ek kan jou antwoord gee. En weet jy wat die beste hy gaan antwoord gee wat jy wil hoor? Weet jy dit het al gedoen? Ek het gaan toets. Ek wil iets geweet het. Toe gaan manipuleer ek omdat hy vir my die antwoord gee wat ek wil hoor. Dis hoe erg dit is. So bly weg van dit af. Okay? Dit is goed, maar dis reg ook. Okay, moet ook nou net beter sê voordat jy my nou kom stenig hoor. Maar weet jy wat? God is in afterall in beheer. Kinders, jong manne en jong dames van vandag moet begin om die Here te loof en prys. Ek het aan die Sarah en hulle oor gepraat. Ja, ons praat baie. Maar dit is die tyd. Die woord van God sê, en die laaste dae gaan die jong manne en jong dames begin profeteer. Die jong manne en dames gaan begin gesigte sien, drome uitlê, drome sien. Kan daai dag moet kom. Kan sommer nou sien wat jy nou doen. Ons moet op 'n plek wees in ons lewe waar God eerste is. Ons moet op 'n plek kom waar ons God aanbid met oorgawe. Dis soos 'n sportpartytjie. Hy sê nou, hy gaan nou volgende week vir almal 'n geleentheid gee om 'n getuienis te lewer, né? So jy moet nou jou nommer steeds meer naam vir hom stuur. En ek soek môre, ek wil hoor, pas en hy môre vir my net almal het vir hom stuur. Hulle het 'n getuienis. Ek sal die mic so aanpas as hulle. Ja. Dood sal ek dood. Ons elkeen het elke dag van ons lewe getuienis. Ons het elke dag soveel om voor dankbaar te wees. As ons meer, en ek sê dit altyd, meer op die positiewe en minder op die negatiewe fokus, dan gaan ons lewe baie beter gaan. Die wêreld is vol negativiteit. Maar God is groter as dit. Dis hoekom ek kan sê, maak nie saak wat jou uitdaging is nie, jy kan vanoggend die streep trek. Jy kan sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Wil jy aangaan met die swaar kry, met die hartseer, met die verdrukking, wil jy sê, Here, U is 'n wenner. U maak my 'n wenner. U gee my hoop, iets om aan vas te hou. Ek wil volgens vir julle lees uit Matteus 5. Matteus 5. As jy Bybel hier ken, jy toe gaan Matteus 5.
Matteus 5 vers 37. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. So jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Daar's nie 'n grys area nie. So wanneer ek en jy oor ons lewe spreek, moet ons sê, yes, ons spreek lewe van nou af. Of, ek gaan aanvang op die uiteraard. Ons laat toe dat die vyand te veel kom steel. En die vyand het nie hou vas op ons nie. Hy het die hou vas wat jy hom toelaat. As ons meer gaan positief wees, meer gaan mooi goed, of goeie goed, positiewe goed spreek, gaan jy sien wat gaan gebeur. So Edouard, hou op negatief praat oor jou wiskunde, praat positief oor jou wiskunde. En so vir elkeen van julle, hou op negatief wees oor die nonsens in die lewe. Wees positief. Ok, dan wil ek vir julle lees 2 Korintiërs 6. 2 Korintiërs 6. Dis nou 1 Korintiërs. 2 Korintiërs 6 vers 14. Dit sê, moenie met ongelowiges aan dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van God, tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Nou as jy hierdie hele stukkie gaan lees, het ek een ding om vir te sê. Ons kan nie met die negatiewe en met die wêreldse mense wat ek sê deel en met God vertrou. Want die wêreldse mense gaan jou draai afbring. Ons moet in God leef. Ons moet in Jesus Christus leef. Jy het 'n verhouding met Jesus Christus. Miskien het jy vanoggend, weet nie kom ek het sê nie, maar miskien het jy vanoggend daar dink, hoeveel tyd spandeer jy saam met God? Hoeveel tyd maak jy vir God elke dag? En as jy genoeg tyd vir God kan maak, sal jy sien die dinge verander. Jy kan nie net Sondag kerk toe kom, gou 'n paar liedjies saam sing, die pastoor se preek luister, die Bybel lees terwyl die pastoor die Bybel lees, en dan gaan jy huis toe, dan gooi jy die Bybel daar agter in jou kar, dan kom jy by die huis, tot na die my, dan sit jy op jou bedkassie neer, en daar bly jy. Dit wat daar staan van nie daar kom nie, as jy dit nie lees nie. So, as jy lees, kan jy groei. As jy lees, kan jy sterker word. Want dan is wanneer jy die vyand kan afweer. Want ons ken die woord baie goed. Maar dit kan nie in jou lewendig word as jy dit net so af en toe lees nie. As jy dit net so af en toe hoor nie. Dis hoekom die woord van God, ek en jy elke dag tyd saam met God in die woord van God moet spandeer. Dis hoekom ek en jy moet tyd maak vir God, sodat ons kan hoor wat hy vir ons wil sê. Sodat ons die vyand kan afweer. Ek en jy is veronderstel om die vyand elke dag van ons lewe op sy plek te kan sit. Maar ons kan nie, want ons ken die woord nie. Ons spandeer nie genoeg tyd nie. Ons vergeet van God se beloftes.
Terwyl as ons die woord van God ken, die beloftes nakom, gaan God sy beloftes nakom. Ons stres te vinnig. Weet jy wat ek sê? Ons stres te vinnig en worry te min. Te veel, bedoel ek. Ons sê te min. Ons worry te veel. Die Here sê, ek sorg vir jou voeltjies daar buite en alles. Ek gaan vir jou sorg. Jy sorg. Sorry, ek is bietjie uniek, soos ek mag nie sê ek is mal nie, want dan is sorry sê ek is uniek. Dis wie ek is. Ek het maar partykeer bygeleide. En die facial expressions. En aksies, ja, maar ek kan nie alles doen. Okay, so, ons kan nie toelaat dat die vyand aanhou vir ons lok. Julle, en dis wat ek nie verstaan nie. Hoekom laat ons toe dag in en dag uit dat die vyand vir ons jok? Weet julle hoekom? Want ons ken nie ons woord, ons kan nie die woord en die beloftes van God staan nie. So waaroor wil jy vanoggend 'n streepie trek? Waarvan het jy genoeg gehad dat die vyand vir jou jok? Ek het 'n lang reis. Want ek het genoeg gehad. Genoeg is genoeg. Want God is groter as dit. God het jou nie gemaak om jouself jammer te kry nie. God het jou gemaak om 'n reesplat te slaan. Om in die leeu se bek te gaan en so dat hy jou raak. Om in Jona die vis te wees en te celebrate. Die lig te wees vir die wêreld. Nie duisternis nie. Jy moet een ding onthou, as jy net soos die wêreld raak, is jy duisternis. Maar ons is veronderstel om lig te wees, want ons is kinders van God. Ons is veronderstel om 'n lighuis vir die wêreld te wees. Maar ons is onder die radar. Ek ben net die eerlikste kind van God nie. Feite. Ek en jy het soveel mag en soveel krag binne in ons. Die woord van God sê ek en jy kan op slange en skorpioene trap en hulle gaan my niks maak nie. Maar ons laat toe dat ons bang is. Ons laat toe dat vrees ons oorweldig. As ons die vreesfaktor kan uithaal en meer geloof binne ons deponeer, imagine wat gaan ons doen. Wie het geloof? Wie het geloof? Wie het geloof? Wie het geloof? Nee, Christmas voor die Jesus. Help my! Wie het geloof? Nou sê dit! Dat was nie partij van julle wat het sê! Wie het geloof? Ja, sê, dankie toch. Okay, so wat kan ons doen? Ons kan die bende storm doen. Ons kan die vyand op sy neus laat kyk. Ons kan die reesplat slaan vanoggend. Want geloof is in ons. 1 Johannes 4 vers 4 sê, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. So weet jy wat? Die volgende keer, waar jy jouself in 'n situasie bevind, dan sê my God is groter. Kom, jy is nie welkom nie. Jesus, die
Die vyand wil vir my jok, maar hier's groter. Jesus, ek is bang, maar hier's groter. Jesus, vrees pak my geloof is sterker. As ons die woord van God gaan begin leef, julle, hierdie wêreld gaan nie weet wat trefel nie. Maar ek en jy is net soos die wêreld, en ek is jammer as ek op die blinde trap, maar ons is net soos die wêreld, want ons praat net soos die wêreld. Wie vanoggend kry koud? Het jy dit al oorweeg om te sê, Here, maar dis 'n lekker dag en ek kry nie koud vanoggend nie? Dan gaan ons lief. Die krag in jou brein. It's all in the mind, anymore. As ek en jy vir onsself sê, ek kry koud, dis die realiteit van die lewe. Want, weet jy wat, iemand daar buite het vir jou vertel, dis -1. Nou dink jy, dis -1, ek moet lewe. Maar as jy warm en vol liefde van God is, gaan jy warm wees, en gaan jy nie koud kry nie. Want Jesus is hier binne in my. Hy maak my warm. Ek het hom al uitgetrek. So warm kry ek. Ek sal hierdie ook uittrek, as ek bang nie. Weet jy wat? Ons speel die met ons minds. Begin positief praat. Ek kry nie koud nie. Here, tot hiertoe met my situasie, my gesondheid. Ek gaan gesond word. Ek is gesond, want Jesus het die prys betaal. Here, ek is moeg vir hierdie verslawing. Ek is klaar mee. U die prys betaal. Here, ek het meer tyd nodig, Here, U gaan my help om meer tyd te hê. Wie like van procrastinate? Weet julle daai groot woord op? Moenie so kyk jong man. Dis 'n groot woord, né? Jy kom verduidelik gou vir jou wat is daai groot woord. Procrastinate beteken jy stel dit uit. Okay, miskien nou. Ek sal dit nou doen. Ek sal dit nou doen. En dan word dit nooit gebeur. Dis wat procrastinate. Daar leer jy sommer woord wat jy hierdie week by die skool kan gebruik. Wie sê die kerk leer jy nie sommer taal. Okay, so, nou gaan jy, en ons doen dit. Weet jy, ek sal dit nou doen. Ek is baie lief om dit te doen. My vrou beklei baie met my daaroor. Ek sê nou doen, ek gaan nou doen. En aan die einde van uitstel kom afstel. So volgende week moet jy nou jou getuienis kom lewer. Ja, ek sal volgende keer. Nee, gaan nie volgende keer nie, gaan volgende week. Wat is die datum? 14de. Ja, vandag is die 7de, so is die 14de. So, jy gaan vir jouself die hele week sê, Sondag die 14de Junie gaan ek my getuienis lewer. Ek gaan vertel hoe groot God was, hoe hy my gesond gemaak het, of wat dit ook al is wat hy vir jou gedoen het. Ek gaan nie banghare daar en ek gaan sterk wees, want God is met my. En nie sê jy kan nie. Moenie sê jy kan nie. Dan sê jy vir die Here, hy het 'n failure gemaak, né? En hy het nie 'n failure gemaak. So, kom ons kom terug. Ek en jy moet 'n streep trek. Is jy vanoggend reg om die streep te trek? Is jy vanoggend reg om sê, Here, ek is moeg om hierdie fight te fight? Van vandag af is U in beheer. Van vandag af vertrou ek U. U is die geneesheer. U is die een wat my vrymaak. U is die een wat my losgekoop het. U die prys betaal vir my sondes. U die prys betaal dat ek vanoggend vrylik deur kan kom en bid. Tot hier toe, maar nie verder. Ek wil die ligdraer wees wat Jesus my geroep het om te wees. Ek is moeg om dieselfde negatiewe stories oor en oor te hoor. Ek gaan lewe spreek. Ek gaan voorspoed hê. En nie teëspoed nie.
Die woord van God sê, Jeremia 29, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you. So nou, hoekom wil jy dan nou dink jy, ek moet nou swaar kry? Ons is 'n plek vir sulke goed. God is in beheer. So laat God in beheer wees van jou lewe. Laat God toe om te doen wat hy wil in jou lewe. Hou op en pakkie terugvat of wat jy dit vir hom gegee het. Hou op om jouself jammer te kry. Staan vas op hierdie woord en sien wat God vir jou kan doen. Amen. Kom ons sluit maar. Hemelse Vader, ek kom net vanoggend na U toe en wil vir U dankie sê. Dankie dat ek kan weet dat genoeg is genoeg. Van vandag af staan ek op die beloftes van God se woord en ek trek 'n streep en ek gaan nie toelaat dat die vyand verder vir my jok nie. Here, ek gaan nie verder dat hy jok oor my gesondheid nie. Ek gaan nie verder jok dat hy vir my jok oor my finansies nie. Ek gaan nie verder toelaat dat die vyand vir my jok oor my verhoudings nie. Ek gaan nie verder dat die vyand vir my jok oor enige situasie, enige slegte gewoonte nie. Here, ek gaan nie eens dat die vyand kom en jok oor my werk nie. Here, vandag kom ek net en ek sê, Here, genoeg is genoeg en U is in beheer. Ek wil as jy vanoggend hier sit en jy wil sê, Here, genoeg is genoeg. Wil jy nie jou hand opsteek vanoggend? Wil jy nie vanoggend die Here kom vertrou nie? Here, U ken. U weet wat die situasie is, U weet wat die probleem is, U weet hoe om dit op te los. Ek het genoeg gehad. Ek klaar die prys betaal. Ek klaar die uitweg vir my. Maar nou het ek genoeg gehad. Ek is genoeg om die Here in sy boksie te sit en nie te vertrou nie. Van vandag af klim ek uit die boksie uit en ek gaan voortleef vir Jesus en ek gaan glo en vertrou dat God 'n wonderwerk kan doen. Want U is 'n God van wonderwerke. U is 'n God van die onmoontlike. U is 'n God wat kan dinge laat gebeur soos nog nooit gebeur het. Here, U heerlikheid en U goedheid en U guns sal my elke dag volg van my lewe. Here, miskien is dit tyd dat ons begin opstaan teen die vyand en vir hom sê, hy het nie meer 'n plek in my lewe nie. Hy het genoeg my gedagtes vuil gemaak. Hy het genoeg my gedagtes op die negatiewe gelaat sit. Here, ek gaan van hom positief wees. Ek gaan sien hoe hierdie verandering begin bring, Here. Here, ek gaan toelaat dat U vanoggend die dinge kom doen wat net U kan doen, Here. Die wonderwerk, Here, U is die God van die onmoontlike. So Here Jesus, vanoggend trek ek 'n streep. Vanoggend word ons gesond. Vanoggend is daar niks meer siekte nie, daar's nie meer verhoudingsprobleme in ons lewe nie, Here, U is in beheer. Ek gee dit vanoggend vir U. Verander wat verander moet word, Here Jesus. Here, en soos ons vanoggend gehoor het, miskien met ons geskaaf en geskuur word, Here, juist deur ander mense wat op ons pad kom, dis ook oké, Here Jesus. Help ons om dit op deur te staan, Here Jesus. Dankie God vir die genade, dankie vir die liefde, dankie dat ek weet my God is in beheer vanoggend. Here, die streepie is getrek en U is in beheer. Dankie vir alles wat U vir ons doen, dankie vir die genade. Here, ek bid vanoggend dat die heerlikheid sal kom val. Ek bid dat die genade sal kom in ons lewe, Here, dat U oorvloedig vir ons sal gee. Here, help ons om ons ore oop te maak en te luister na U praat, Here Jesus.
Here, mag ons begin luister na wat U wil is en nie ons wil nie, Here Jesus. Dankie Vader vir elke persoon wat vanoggend in hierdie kerk is, Here Jesus. Dankie vir die liefde en genade. Here, mag hulle 'n geseënde week hê en U liefde ervaar in die week, Here Jesus. Here, ons bid en ons eer en ons loof U daarvoor. En ek sê net vir U dankie in Jesus naam. Amen.